Nou terwyl hulle besig is om af te beweeg, wil ek nou net, party mense het nou 'n idee wat nou vandag hier gaan gebeur, ander het nou nie 'n idee nie. So as jy nou nuut is en jy nog nie hier was nie, ons het nou vandag 'n hele paar mense uit die gemeente uit wat saam die woord gaan bedien. So ons gaan beurte maak met dit. So as jy nou die eerste keer hier is, dit is nie hoe dit normaalweg gaan nie. So eintlik moet jy dan nou weer terugkom om te sien hoe dit eintlik gewoonweg. Maar ek wil wel net iets noem rondom dit. Toe ek nou gebid het, het ek spesifiek oor dit ook gebid. Maar ons het dit duidelik gemaak dat ons saam wil bid vir ons besighede, vir ons regering, vir ons boere, vir ons finansies en dan natuurlik ook vir ons wat werk by plekke, vir werknemers. Dat ons saam almal wil bid oor dit en dat dit is waaroor hierdie diens gaan. En wanneer ons nou sien dat daar verskeie sprekers vanuit die gemeente is wat vandag preek, wat vandag iets gaan deel, dan wil ek asseblief nou net hê ons moet almal op dieselfde bladsy kom. So, wanneer die woord bedien word, en ons doen dit vanuit die woord, met ander woorde, die wysheid kom van die woord van God af, dan maak die ouderdom van die persoon nie saak nie. Die geleerdheid van die persoon maak ook nie saak nie. Geleerdheid is goed, maar dit maak ook nie saak nie. Hoe goed die persoon kommunikeer, of hy nou een of ander redenaar is of nie, maak ook nie saak nie. Ek dink is vir ons so belangrik om vandag te besef dat die Here gebruik ons almal. Hy praat met ons almal. Ons verhouding met God is nie 'n klein weergawe van die pastoor se verhouding met God nie. Ons het elkeen ons eie verhouding met God. En die Here roep ons om 'n liggaam te wees met verskillende doele. En dit is wat vandag hier gaan gebeur. So, ek glo ons is daarom op dieselfde bladsy, dat dit wat ons hier doen, is iets verskriklik mooi. En dit stel 'n voorbeeld vir waarheen ons besig is om te beweeg met die gemeente. As 'n gemeente wat nie gebou is om een of twee persone nie, maar dat die gemeente 'n liggaam van Christus is. Nou ek wil net baie vinnig, wil ek net noem wat ons gaan doen en waaroor ons gaan praat. Ons het dan natuurlik gesê, ons gaan oor hierdie verskeie goed praat, oor ons boere en oor werknemers, ons regering, finansies en natuurlik ons besighede. En ons gaan daarvoor bid. Maar nou wil ek net dit baie duidelik noem, as ons sê ons gaan bid daarvoor, dan dink ons dadelik dit beteken ons bid vir voorspoed. Dis wat ons bid vir voorspoed. Nou vanoggend is daar 'n hele paar mense wat hier, die mense wat op die stage was en ons en Chris, hulle het almal saam gebid oor die diens vanoggend hier 7 uur. En die Here het baie duidelik met meer as een van ons dieselfde ding gekommunikeer. Dat die doel van hierdie bid nie is net omdat ons wil hê dinge moet vir ons beter wees nie. Die doel van hierdie is absoluut dat ons in al hierdie verskillende areas, sodat ons wil en God se wil dieselfde is. Dis die doel van hierdie. Nou ek het 'n ruk terug het ek gepreek oor gebed en hoekom ons bid. En baie mense hou daarvan om Filippense 4:6 te gebruik wat sê maak met danksegging en smeking jou begeertes aan God bekend en die vrede wat alle verstand te by ons ken daai gedeelte. Die gedeelte maak dit duidelik dat ons begeertes aan God kan bekend maak. Maar as jy nou daai preek gaan luister, dis gebaseer op as jy 'n bietjie 'n studie doen op wat gebed in die Bybel regtig is. En een van die groot goed waarop 'n mens afkom is ja, 'n mens gee ons begeertes vir God in gebed, maar ons gee dit vir hom sodat hy dit kan herrangskik. Sodat wanneer ek klaar gebid het, dan lyk my begeertes baie keer anders. Ek begin die gebed met wat se sharp kar ek wil hê. En dan eindig ek die gebed met, ag Here, ek verstaan hoekom ek hom nie eintlik moet hê nie. Dis wat gebeur met gebed. So ons gebed is nie om ons opinie en dit wat ons graag wil hê op die Here af te forceer nie. Die doel van gebed, die doel van dit wat ons vandag hier doen,
is sodat ons kan ooreenstem met wat God wil hê. Met ander woorde, mag ons in ons besighede besig wees met God se wil. Mag ons in die regering besig wees met God se wil. Mag ons as ons 'n werknemer is, as ons iewers by 'n plek werk, mag ons dit doen tot eer van die Here en mag ons dit doen volgens sy wil. As ons met ons finansies werk, mag ons dit doen volgens sy wil. Natuurlik is daar seën wat aan dit gekoppel is, as ons gehoorsaam is aan hom. Dis absoluut so. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. So ek wil hê ons moet almal saam bid, en dan, as John miskien so lank vir ons kan regmaak en vorentoe kan beweeg. Here, dankie dat ons as 'n gemeente saam kan bid, en vandag saam kan stem. Here, dankie dat ons hierdie kan doen. Dat U vir ons die geleentheid gee en dat dit so mooi is. Here, ons bid vandag vir bonatuurlike leiding. Here, asseblief, ons wil U wil ken in ons besighede. Here, ons wil U wil ken in die regering. Wil U wil ken in ons boerderye. Here, ons wil U wil ken as ons iewers werk by 'n plek. En Here, ons wil U wil ken selfs in ons finansies. Here, as ons bid vir seën in daai areas, dan vra ons vir dit, omdat ons sê, Here, ons wil gehoorsaam wees aan U in hierdie areas van ons lewens. Here, mag ons absoluut luister vir U stem. Mag ons gehoorsaam wees aan dit wat U wil doen. Here, mag hierdie gemeente aanhou bid vir hierdie onderwerpe waarvan ons nou gepraat het. Here, dit is soveel groter as hierdie gebou. Dit is soveel groter as hierdie paar mense wat hier sit. Here, U het tog 'n plan met die wêreld en met ons land en met ons dorp. Mag daai plan wees dat ons U wil ken. Here, mag U elke spreker wat vandag iets wil deel, mag U hulle seën. Heilige Gees, mag ons deur U mond praat. Dankie dat vandag goed is en dat vandag goed sal wees. Here, dankie dat ons harte op die regte plek is. Ons bid dit in Jesus naam. Môre. Vandag, dis die eerste keer hierdie so. Ek was verbaas toe Ines my gevra het om iets te kom sê oor besighede. My besigheid is nou maar eers 5 jaar oud en ek het nog soveel om te leer en ons leer nog steeds elke dag. Maar die belangrikste wat ek wel geleer het is Is hy nou aan? Ja, hy is aan. OK, kom ons probeer weer. Maar die belangrikste wat ek geleer het, en dit word gereeld getoets, is om altyd eerlik en opreg te wees, oor te gee aan God en op hom te vertrou. Wees regverdig. Ek probeer en soms reageer mense in die oomblik en later as jy stil is, dink jy, was dit reg? Kon ek dit nie beter hanteer het nie? My besigheid se grondbeginsels is om God eerste te stel altyd. Vertrou op God dat hy die fondasie wees waarop jy bou. Psalm 127 vers 1 sê: As die Here nie die huis bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Nommer 2 is: Vra die Here vir hulp en glo hy sal jou help. Matteus 21 vers 22 sê: En alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. En die wêreld maak dit moeilik. Dan kom vrees in ons harte, wat mense laat twyfel, maar dan herinner ek myself weer net, die fondasie bly God. Die derde punt is, prys altyd die Here, en wees dankbaar vir wat ons het. Want soos wat my slogan op my besigheid ook sê is, From God we receive it all, and to God we owe it all.
Dit kan in 'n oomblik weggevat word. Dit wat ons nou het, is tydelik. God weet wat ons nodig het, nog voor ons vra. Maar ons moet weet om 'n verhouding met hom te hê, om te kan weet dat ons hom mag vra. Ek sê gereeld, en ek werk maar ook maar net by Juskor Metale. Ek het my planne en God het sy planne. Die jaar se plan was om nie nog trokke te koop nie, maar om te bou op dit wat ek het. 3 trokke later en 'n klomp masjinerie later, het die Here weer ander planne gehad. Ek is nie perfek nie, en ek het ook my foute, maar ek erken my foute, en ek vra vir vergifnis, en ek werk aan die foute. Ons moet gelukkig wees met wat ons het, maar ook regverdig. As God ons nie met min kan vertrou nie, sal hy ons ook oor meer nie kan aanstel nie. Lukas 16 vers 10 tot 13. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in ander se goed nie, wie sal aan julle heel eie gee? Geen huisknegt kan 2 here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. As ons nie regverdig is nie met wat ons het nie, hoe moet God ons vertrou met meer? Ons kan nie vra asseblief Here seën my en ek probeer belasting ontduik nie. Asseblief Here seën my, maar die mense wat vir my werk, betaal ek nie eers minimumloon nie. Asseblief Here seën my, maar ek gee niks terug vir die huis van die Here of die gemeente van die Here nie. Asseblief Here seën my, maar wie seën ek? Ek sluit net af en te sê, wees regverdig met wat die Here jou gegee het, want die Here het 'n regverdige lief. Ek vra asseblief dat julle net sal saam bid. Vader, ons kom vanoggend na U toe en ons sê net vir U dankie, Here. Dankie U ons seën, ons lei, behoed en bewaar, Here. Maar dankie om te weet dat ons besighede kan oorgee aan U, Here, dat ons op U kan vertrou, vir enige probleme wat daar ook al mag wees, dat ons weet U is die fondasie, Here. Maar dat as ons geseën sal word, sal dankbaar wees vir dit wat ons het, en sal teruggee aan die gemeente, Here. Dat ons saam sal groei in U naam, Here, in U woord, Here, maar dat ons ook 'n voorbeeld sal wees vir ander. Sê net dankie, Here, vir alles. Amen. Oom Johan, hy gaan ons kom praat oor boere. Sorry. Goeiemôre aan julle almal. Wat 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Iemand het eendag gesê, spreker, dink hy daar uit Israel uitgekom, hy sê hierdie is 'n land van melk en honing en julle kan kom na ons toe. Hier is melk en honing. Toe sê een van die boere vir hom, maar hier by ons is die melkkoeie en die honing. So wat 'n voorreg het ons, en ek dink jy sal met saamstem dat Suid-Afrika is 'n besonderse land. God het hom vir ons gegee. Hy het hom vir ons gegee sodat ons hier kan bly. En is my geen wonder dat ons in Matteus 25 praat hy van die laaste oordeel. Hy sê julle het vir hulle iets gegee om te eet. Julle het vir hulle water gegee om te drink. Julle het vir hulle klere gegee om aan te trek. En toe hulle nie huisvesting gehad het nie, het julle vir hulle 'n blyplek gegee. Al daai goedjies het hy vir hulle gegee. Dit is vir my so 'n mooi korrelasie met dit wat ons hier in Suid-Afrika doen. Ons voed nie net ons eie mense nie, ons gaan oor die grense. Ons gaan in ander lande. Ons loof die Here vir sy guns en genade wat teen ons bewys dag na dag. Vir ons boere in besonder, ons landbouers. Dan dink ek aan die tye wat ons moet deurgaan, veral in die laaste tyd waar ons leef, die fisiese aanslag wat daar is. En ek dink hier's heelwat wat alreeds deel daarvan gehad het. Nou Dawid kom op 'n plek waar hy voor Goliat staan. En ons het hoeveel Goliats in die land waarin ons leef, hy fisies voor moet staan. Hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n swaard en 'n spies. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige. Mag ons dit beleef en ervaar dat wanneer jy in so 'n situasie beland, dat dit jou nie sal terughou nie, dat jy daarin sal vashou en dat dit jou beskerming sal bied. Dat jy eerstens sal dink aan die beskerming. Daar is krag in die bloed van Jesus. Stem jy saam daarmee? Dit is hoekom hy het vir ons gestort het.
sodat ons dit kan beleef en ervaar juis in daai moment waar dit vir jou voel jy is heeltemal down and out. Hulle het jou heeltemal ontwortel. Ek self my persoon het ek dit beleef en ervaar in Psalm 118 het ek die skrifgie gekry wat die Here vir my gegee het. 118 vers 10. Hy sê nasies van alle kante af het op my afgestorm. In die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. Hulle het my omsingel, my van alle kante bestorm. In die naam van die Here het ek die aanval afgeslaan. Hulle het soos bye op my gepak, maar hulle het verdwyn soos rooktakke, doringtakke in die vuur. In die naam van die Here het ek hulle afgeslaan. Onregverdig, onbillik, 'n hele groep, 'n hele community, kom jy teen te staan. In die naam van die Here, dit was my beskerming, het ek die aanval afgeslaan. Ek het selfs op my grenspale gaan skryf, net die letters wat die beginletter, in die naam van die Here, het ek die aanval afgeslaan. Hulle het my 2 keer besoek, en daarna nie weer nie. Toe sit alles doodstil, en normaal. En inteendeel, het dit 'n getuienis geword. Ek vanmôre hier voor julle kan staan in lewende lywe. Here kan loof daarvoor. Die ou voor my het nie so goed daarvan afgekom nie. Hulle het hom gestenig. Hulle het sy kar gebrand. En ek het die voorreg gehad om dan vanmôre hier te staan en aan die Here die lof en die Here te gee, onskuldig. Onskuldig beland jy in 'n situasie waar 'n groep mense besluit jy is verkeerd en hulle is reg. Psalm 121. Kom ons maak dit ons gebed vanmôre. Ons vertrou die Here. Ons ken dit eintlik almal. Die opskrif daar in die 83 vertaling sê, my hulp kom van die Here. En as jy wil, kan jy oë sluit saam met my, en ons vertrou die Here daarvoor. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel, sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here gee beskerming aan jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie. Snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Vader, dankie dat ons vanmôre kan sê, in U naam kan ons elke aanslag afslaan. Dankie vir die krag wat daar is in die bloed van Jesus. U seun wat dit vir ons gestort het, sodat ons dit oor ons kan bevestig, oor ons families, oor ons besittings, oor ons land, oor ons mense, en dat daar geen skade ons sal tref. Wanneer dit ons tref, en dat ons sal versterk staan in U, en besef, deur alles sal U ons rig en lei. Dankie dat ons vanmôre kan intree vir ons landbouers, en dat ons kan saamstem, en hulle wat vanmôre hier verteenwoordig, dat hulle hierdie boodskap sal oordra waar hulle gaan, waar hulle voete sal sit, dat daardie grondgebied hulle vir U sal opeis en 'n verskil sal maak in die omgewing waarin hulle gaan. Dankie vir ons jong manne wat opstaan, Here. En ek wil bid vir Josias en Calebs dat hulle sal ingaan en sal nuwe visie kry vir ons land en vir ons volk, vir ons landbou. Dat hulle nie sal wil weghardloop nie, maar hulle sal vashou aan die belofte wat U gegee het, dat U sal ons seën, U sal voor ons uitgaan en U sal vir ons 'n verskil maak. Ek bid vir ons ekonomie en ek bid ook so, Here, vir ons klimaat. Al daardie dinge waarteen ons baie keer moet veg en staan en sterk staan. Dat U ons die vermoë sal gee, die vindingrykheid en die insig sodat ons dit in die verlede ontvang het, dit ook so in die toekoms mag wees. Ons dank en ons eer U vir die guns en genade oor ons in die naam van Jesus. Amen. Die volgende is Lukas wat sal kom praat oor ons werknemers. Goeiemôre familie. Ek wil julle net toespreek vanoggend as dienskneg. Ek wil jou vra wat die Here met my gedeel het hierdie week is, dienskneg, wie is verantwoordelik vir die kondisie van jou hart? Ek wil met jou deel Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie.
So ek wil teruggaan na die eerste gedeelte wat sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte. Ek wil met jou vaste kos deel vanmôre. Baie van mense, van ons mense, diensknegte, voel iemand anderste is verantwoordelik vir die kondisie van ons hart. En dis tyd dat iemand vir jou sê, jou baas is nie verantwoordelik vir die manier hoe jy God eer nie. Wie is verantwoordelik vir die kondisie van jou hart? Jy is verantwoordelik vir die kondisie van jou hart. En weet jy wat die Here deel met my hierdie ding en sê vir my, mens sien baie mense wanneer dit moeilik gaan by die werk, sê hulle maar ek sal nie meer God eer nie. Ek sal nie meer oor God praat by my werk nie, want nou is ek kwaad. Ek is kwaad vir my baas, ek is kwaad, ek is teleurgesteld, ek het hierdie wraak in my. En dan wat doen ek? Ek wil kurs dit wat God seën. Jy weet, jy's op 'n gevaarlike plek. Wanneer jy 'n besigheid wat opgedra is in die Here, jy kom teen daai besigheid en jy vervloek dit wat God geseën het. Ek wil jou waarsku vanmôre. Is tyd dat op jou plek kom wat jy seën dit wat God seën. En jy weet, baie keer word ons teleurgestel. Ons is net 'n mens en jy word teleurgestel. En die oomblik wanneer jy sê, maar ek sal nie meer God eer by my werk nie, dan moet jy so 'n ware diensknegt van God wees, om soos 'n Jeremia te wees wat sê, die woord van God brand in my hart. Dis soos 'n vuur wat in my beenderre opgesluit is. Ek wil jou sê, dis hoe ons moet lewe. Maak nie saak wat in ons omstandighede gebeur nie. Die teleurstelling van jou werk kan nie bepaal die manier hoe jy God eer nie. Ek wil hierdie ding vasmaak in jou hart vandag. Jy is verantwoordelik vir die manier hoe jy God eer. As ons net ons oë kan sluit. Maar Vader, ek eer U vir hierdie geleentheid, Vader. Vader, wat U ons kan kom herinner, Here, wie is verantwoordelik vir die kondisie van ons hart, Vader. Vader, om te weet wanneer ons vanaand doodgaan, as iemand moet doodgaan vanaand, gaan U hom nie vra wat het by jou werk gebeur nie. U gaan die vraag vra, wat het jy in jou moeilikste tye van jou lewe gedoen? Het jy op jou knieë geval en uitgeroep na my om hulp? Of het jy aanklagte gemaak en aantuigings gemaak? Maar Vader, kom net en stuur dit in ons hart, Vader. Vader, kom en vergeef ons as ons gevervloek het, dit wat U geseën het, Abba Vader. Abba Vader, ons roep uit, Here. Kom verander hierdie harte van ons, Here, wat soveel kwaad gehad het, Here. Here, hart wat klip geword het, Here. U woord sê, U vat 'n hart van klip en U verander dit in 'n hart van vlees. Maar Vader, ons eer U, Vader, dat wanneer ons hier sal uitstap vanoggend, Here, dat ons sal begin seën dit wat ons seer gemaak het. Dat ons sal begin seën, Vader, dat ons 'n ware diensknegt sal wees. Dat ons die hart van 'n servant sal hê, Vader. Vader, dat ons sal vra, wat kan ek doen? Waar kan ek help, Vader? Vader, want U het die deur oopgemaak tot die besighede vir ons as werknemers, Vader. Vader, hoe kan ons 'n seën wees vir ons werkgewers, Vader? Maak dit vas in ons hart. En ons eer in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. En die volgende is oom Colin. Baie dankie oom. Oor die regering. Hoor almal. Want julle weet almal ek is 'n verkeersbeampte. Hier is heeltemal buite my comfort zone. Glad nie wat ek doen nie. So ja, julle moet maar baie, hierdie manne wat gepraat het, praat as hulle lankal predikante is. Right, ek is gevra om te praat oor die regering. En ek het eintlik net gebed voorberei, maar dit laat dink my aan, om eers julle te bring by die punt van, wat sê God oor die regering? Romeine 13. Dat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is. Want daar is geen mag behalwe God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die wat die goeie dade. Van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie. Maar as jy kwaad doen, vrees dan,
want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Kan ek hoor, ek dink ons almal is eens, ons is nie regtig gelukkig hoe regering nou op hierdie stadium gaan nie, wat in die regering aangaan nie. In ons harte voel ons nie gelukkig daarmee nie. Miskien nie 'n wrokgevoel nie, jy het miskien nie kwade gevoelens nie, maar dit is nie lekker nie. Wat daar gebeur is nie lekker nie. En dit maak dat die dinge in jou nie goed gaan nie. Nou sê hy ook mooi in Kolossense 1:16, want in hom, dis in God, is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Jo, nou dink jy, is dit, maak dit sin, owerhede wat daar is, hoe dit gaan, hoe die dinge gebeur. Dan worstel ons met die gedagte van waar ons nou is eintlik en hoe die dinge gaan. Maar dis alles in God se wil. God bly en is die heerser. Hy sê in Jesaja 55 vers 10 tot 11, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee in die saaier en brood in die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dan sê in Jesaja 62 vers 6, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. En laat hom, dis God, nie met rus nie. Ons moet aanhou bid. Bid soos nog nooit van tevore nie. Dis hoekom ek hierdie gebed wil doen vir die regering, maar nie net vir die regering, vir ons harte ook. Ek wil woord bid. En die woord wat ek wil bid is in Jesegiel 36. So as ek vra, maak net julle oë toe vir my. Abba Vader, daarom nie om ons ontwil nie, soos die woord sê, want ons verdien dit nie, maar om u ontwil en ter wille van u heilige naam vra ons dat u skoon water giet op ons leiers en ons regering en oor ons as mense van die land, sodat ons rein kan word van al ons onreinhede en van al ons dreggode gereinig kan word. En dat u ons 'n nuwe hart sal gee en 'n nuwe gees in ons binneste. En die hart van klip uit ons binneste sal haal en ons hart van vlees sal gee. En dat u gees in ons binneste sal stort en sal maak dat ons in u insettinge wandel en u verordeninge onderhou en doen. Here, want u is God en u is Vader van ons lewe. En u woord is waar en juis en u is nie God wat lieg nie. Dankie Here dat ons u woord kan bevestig en u kan herinner aan u beloftes. Ons eer u daarvoor. Seën aan hierdie regering in Jesus naam. Amen. Volgende is Gerbrand Botma. Hy praat oor finansies. Almal het nou al reeds vir julle goeiemôre gesê. So goeiemôre. Ek is gevra om oor rentmeesterskap en finansies te praat. Volgens die Handboek van Afrikaans is die definisie van 'n rentmeester 'n beheerder van geld en of goed. 'n Meer wyeer begrip sal wees, 'n rentmeester is 'n persoon wat toesig hou
oor iemand anderste se geld en eiendom. Wie kan as Bybelse voorbeeld gebruik word om 'n goeie rentmeester te beskryf? Ek wil verwys na Josef as 'n goeie rentmeester. Ons ken almal die storie van Josef wat deur sy jaloerse broer verkoop is aan Ismaeliete, wat Josef dan verkoop het aan Potifar in Egipte. Josef was in 3 spesifieke omstandighede was hy 'n goeie rentmeester. Die eerste was in Potifar se huishouding, en dit staan in Genesis 39, toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Dit beteken die heel altyd en deur die hele tyd van Josef by Potifar het die Here by Josef gestaan. Die tweede gedeelte het gegaan by die tronkbewaarder. Toe Josef in die tronk was, ek weet wat nou gebeur, die vrou was ongelukkig, probeer om so 'n bietjie meer voordele te kry as wat sy geregtig op was. En toe beland Josef in die tronk. En daar staan baie duidelik, ook weer in Genesis 39, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Ek wil uiteindelik het dit beteken dat Josef het in die tronk, was hy die hoof van die tronk, en alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het die Here laat slaag. En dan die laaste een is natuurlik die derde voorbeeld hier, is Josef, en Farao het die droom. En niemand kan dit uitlei nie, en uiteindelik onthou die skinker, dat hy daar iemand is soos Josef in die tronk. En hy kom en dan vra die Here, toe vra Farao vir hom, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlei nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. En Josef het daar erkenning gegee aan God, en hy sê, nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. Daar is 'n hele storie dan oor wat moet gebeur, hulle met die koring opgaar en al die tipe van ding, maar uiteindelik kom dit en hulle moet nou kies wie gaan hierdie uitvoer, om by hongersnood te oorkom en voorspoed te gee daarna. En toe sê Farao vir Josef, God het jou dit alles bekend gemaak, daaruit is dit duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid het as jy nie. Ek stel jou aan oor my paleis, en dan bietjie verder in daai gedeelte, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. So wat het van Josef 'n besonderse rentmeester gemaak? Eerstens was dit gewees, Josef is deur God liefgehad, en Josef het ook vir God liefgehad. Tweedens, daar was absolute vertroue in God. Derdens, sy geloof, hy het geweet God is by hom. Vierdens, sy gehoorsaamheid. Hy het besef dat Josef het geluister na wat God sê, die instruksies wat hy gegee het, hoe om daai droogte te oorkom. Dan die laaste is, sy aanvaarding van sy omstandighede. Ek bedoel, 3 keer was hy nou bad in baie moeilike situasies gewees, maar elke keer het hy dit aanvaar, en hy het die beste daarvan gemaak, en dan uiteindelik het hy 2 seuns gehad. En die eerste seun se naam was Manasse, en dit beteken, God het my al my swaar kry laat vergeet, en alles wat my familie aan my gedoen het. En die tweede seun se naam was weer, met beteken, God het my voorspoedig gemaak in die land van my swaar kry. Dan die volgende gedeelte, wat ek net wil hê, daar's 5 beginsels eintlik aan rentmeesterskap. En die eerste een is 'n goeie rentmeesterskap met die begin met die erkenning van God as die eienaar van alles.
Die tweede is 'n rentmeester word ons toevertrou met goedere waarvoor ons moet sorg as deel van koninkryk disippels totdat die meester Jesus Christus weer gaan terugkom. Die derde een is 'n rentmeester moet nie ons eie belange dien nie, maar ons moet die belange van ons meester Jesus Christus dien. Die vierde, ons sal verantwoordelik gehou word vir ons rentmeesterskap. En die vyfde, ons rentmeesterskap ontsluit beide die geestelike en die materiële. Dan die tweede gedeelte wat ek moet adresseer is finansies. En ek het gedink ek moet vra dat daar net 'n liedjie gespeel word om nou hierdie spanning te breek. Nou ja, julle kan hoor hierso, hierdie dames sing dat hulle basies geld, hulle werk elke dag, elke nag en hulle kan steeds nie hulle rekeninge betaal nie. En hulle vra 'n oplossing. Hulle wil 'n ryk man hê of hulle wil in Las Vegas die geld gaan wen. Kan ek vra, dames en here, moet asseblief nie hierdie raad aanvaar nie. Die oplossing bly God. God sal voorsien. Dit is belangrik om te onthou dat alles wat ons het, behoort aan God. Dit beteken ons kan werklik waar nie sê dit is my huis, dit is my eiendom, my plaas, my aandele, my investerings nie. Alles behoort aan God en ons bestuur dit namens God. Ons is die rentmeester oor die eiendom wat God aan ons toevertrou. Geld en geluk. 'n baie goeie vriend van my het aan my 'n boek getiteld, Your Ultimate Personal Finance Guide, deur Johan Gous gegee as 'n verjaarsdaggeskenk. Uit die boek word die volgende gesê oor geld en geluk. Wherever money goes, it brings comfort to some and suffering to others. While money can buy you the essential goods and service you need, it also has limits. It cannot buy you love, peace, eternal comfort, health, or happiness. So watter plek moet geld in my lewe dan kry? Charles Stanley in Life Principle Bible skryf die volgende oor die vraag. For some people, money is central. They worship wealth, which means that they devote most of their time, energy, and attention to its gain and use, because they regard it as the key to power and success. You may say that you trust God in every area of your life, but do you ever conduct business transactions, make purchases and investments, and enter into money-making opportunities without asking God's opinion or seeking His wisdom? When you leave the Lord out of your financial life, you are in grave danger of making money your idol. God ken ons beloftes en hy sal voorsien. Daar is in Filippense 4 vers 19 geskryf: My God sal elke behoefte van julle vervul. Ons het elkeen sekere spesifieke behoeftes, emosioneel, fisies, materieel, verstandelik en geestelik. God is bewus en weet dat ons behoeftes moet bevredig word ten einde ons eie lewensplan te vervul. Dit word ook so duidelik gestel in Matteus 6 vers 32. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge benodig. Deur intimiteit met God jou nommer 1 prioriteit te maak. Dit is om tyd te spandeer saam met God, te bid, basies, om te leer ken en al die goeders. Dan weet jy dat God in jou behoeftes sal voorsien. Maar onthou, dit is jou behoeftes en nie noodwendig jou begeertes nie. Jesus het as volg gesê in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. My verstaan van die dinge wat hierna verwys word,
is dit die behoeftes wat hierbo genoem word. Die verdere iets wat ons moet onthou is, gee aan God wat God toekom. Daar is 'n onus op ons om God te gee wat hom toekom. Dit is ook belangrik dat ons dit met die regte gesindheid doen, as jy jou tiendes gee. Daar is 'n waarskuwing wat Jesus gegee het oor die gesindheid van die skrifgeleerdes, as ook die fariseërs, wat alhoewel hulle tiendes gegee het, hulle het nagelaat dit, wat volgens in die wet van God die swaarste weeg, hulle dit nie doen nie. Naamlik, hulle beoefen nie geregtigheid nie, hulle beoefen nie barmhartigheid nie, en hulle beoefen nie betroubaarheid nie. En dit is wat Jesus sê, juis hierdie dinge moet die mens doen, en die ander nie nalat nie. Ons moet ook altyd God in ons gesindheid om te gee vereer. En in Deuteronomium 14 staan daar, jy moet jou tiende op sy sit, van jou koring, jou wyn, jou olie, van jou eersteling van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyd deur te eer. Dan is daar ook die welbekende gedeelte in Maleagi, waar die Here vir ons 'n toets gee en sê, gee jou volle tiende na God se voorraadkamer toe en kyk of God jou sal seën. Toets hom, dis wat hy gesê het. En 'n verdere punt oor geld gaan oor skuld. Ons moet versigtig wees om skuld aan te gaan. Skuld maak jou die slaaf van die lener. Die Bybel verwys dat jy die stert en nie die kop sal wees nie. Die verstaan daarvan is dat jy ondergeskik sal wees aan jou lener. Dis wat Deuteronomium 28 sê. Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Jy sal die kop wees en hy die stert. Of ekskuus net omgekeer. Hy sal die kop wees en jy die stert. Baie jammer. Paulus ook vermaan ons in Romeine 13 vers 8. Julle moet niemands iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê. En die heel belangrikste wat ek daaraan dink is, hoe gaan jy jou naaste help? Want as jy geld het, hoe gaan jy jou naaste help? Spreuke 19 vers 17 sê, en dit is my baie mooi gedeelte hier, wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy, dit is die Here, sal hom ten volle vergoed. Die tweede gedeelte is 1 Johannes 3 vers 17, en ek het al baie oor hierdie nou getop. Wie aardse besittings het, en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God dan in hom wees? So dit is vir my werklik waar, jy moet weet dat jy ook moet gee, jy moet jou naaste help, al hierdie dinge, as jy geseënd is om materiële besittings te hê, moet mens nie altyd daarin vasklou vir jouself nie. Ek wil afsluit met 'n gedeelte, en ek gaan dit ongelukkig in Engels weer eens so sê, van die Amplified Classic Bible, Hebreërs 13 vers 5. Let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, materialism, lust, and craving for earthly possessions, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For he, God himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, relax my hold on you, assuredly not. Wat 'n ongelooflike bevestiging is dit van God. Hy het ons lief, hy sal ons nie val nie, en hy sal ons nooit hopeloos laat. Ons maak dit ons oë toe, ek wil net 'n kort gebed doen. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees en hier te kon praat oor rentmeesterskap en oor finansies. Ek vra U Here dat U ons altyd sal herinner dat alles aan U behoort, dat ons goeie rentmeesters van U besittings moet wees en dat Here Jesus, as ons materieel goed daarmee goed gaan,
dat ons dit moet deel en met ons tiende gee en as dit sleg met ons gaan materieel, dat ons met in alle tye op U vertrou. En ons weet waar ons hulp vandaan kom. In Jesus Christus naam ontwil. Amen. Chris is nou die laaste aan die woord. Dan sê julle ons maak klaar. Die van julle wat onrustig raak. Wie het vanoggend se diens geniet? Ek het dit geniet. Die woord leer ons baie het bymekaar gekom in die ou tyd. Een het 'n woord gebring, een het 'n getuienis gebring, een het dit gebring, een het dat gebring. So hierdie is, ek stem saam Ruben, ek dink ons moet hierdie meer doen. Dit is vir my lekker gewees. Ek is bly julle het dit geniet. Dit is 'n belangrike onderwerp wat ons gepraat het op en ek het vir Ruben gesê hy kan my time vanoggend. Ek gaan regtig baie kort wees. Daar het vir my een tema deurgekom vanoggend in die hele storie, selfs toe ons gebid het. Is dit wat die Here op my hart gelê het, is ons het laasweek gesing dat ons verlossing kom net van God. Ons het vanoggend gesing, Here, lei my na die waters, dis die mooi deel. Want die Here sê hy lei ons na die waters waar rus is. Maar sodat wat? Sodat ek die vrugte kan dra van Jesus, wanneer? Op die regte tyd. En almal van ons kan dalk eens wees op hierdie ding. Ons lewe in tye waar ons die hand van die Here meer nodig gehad het as miskien vroeër. Ons lewe in moeilike tye. Wie sal saamstem met dit? Ons lewe in onseker tye. Wie sal saamstem met dit? Maar dit wys vir ons een ding. Ons lewe hoogs waarskynlik, as ons hierdie goed kyk, lewe ons in die laaste tye. So kom ons maak erns met die Here. As ek vinnig kan deurgaan, ons het begin by John, wat gepraat het oor besigheid. Daar's 'n paar woorde wat vir my opgekom het. Eerste een is regverdig. God verwag van ons om regverdig te wees, want hy is regverdig. God eerste. Dis 'n belangrike punt gewees. Dis die kern wat deurgekom het deur al die gesprekke is, plaas God eerste in jou besigheid, in jou huis, oral plaas God eerste. Ek hou van jou slogan, John, is from God we receive it all and to God we owe it all. Dis iets wat ons as 'n beginsel in ons lewens kan vasmaak. En dan hoe is jy vir ander mense 'n seën in dit? Dan het Johan gepraat vir ons oor boere en die skrif het opgekom in my hart van ons is hier, want hy sê ook hy's bly om in Suid-Afrika te wees. Wie van julle, miskien moet ek nie eens die vraag vra nie, maar met almal wat wil weghardloop. Dis deel van hierdie skrif. Ons is geplaas hier vir 'n tyd soos hierdie. Ons is hier geplaas. Maar dan moet ons ook weet, ons lewe in onregverdige tye, maar God bly regverdig. En dan het Johan 'n ding gesê van, doen wat jy doen dit in die naam van die Here. Daar kom ons weer terug, plaas God eerste. Lukas het gepraat oor werknemers, en hy het gepraat oor die kondisie van jou hart. En dit is so belangrik. Ons is so kosbaar in onsself, ons vertrou so baie op onsself, dat sê, dat ons vertrou op die Here vir alles. En dis mooi, ons moet. Maar dan sê ons, Here, ons vertrou dat U die kondisie van my hart ook sal bepaal. Dis nie die Here se verantwoordelikheid nie. Dus ons is verantwoordelik om deur die krag wat die Here vir ons gee, om te sê, Here, ek gaan my hart, ek gaan eienaarskap vat van my eie hart, en ek gaan dit bring in lyn met die woord. Dan het Colin gepraat oor die regering. Die van julle wat, nee, ek dink almal het dit gekyk, is die regering wat nou in Amerika was, en is vir ons dalk maklik op hierdie stadium om te sê, dat Donald Trump gaan vir ons uitkoms bring. Mense, die Here gebruik mense, en ek hoop regtig dat hy die wêreld gaan gebruik om vir ons te help. Maar ons verlossing kom nie van Donald Trump af nie, ons verlossing kom nie van mense af nie, ons verlossing kom van God af. En dit het deurgeskemer in Colin se boodskap ook, wat dalk het by Colin uitkom. Het gesê dat die beginsels wat ons toepas, is ons moet bly bid. Ons onderwerp ons eerstens, ons onderwerp ons aan gesag, nie omdat ons dink die gesag is goed nie. Ons onderwerp onsself aan gesag omdat dit 'n opdrag van God is.
En as 'n ou dit in jou hart kan vasmaak om te weet, jy doen dit tot verheerliking van God, dan raak dit makliker. Dit raak nie maklik nie, dit raak makliker. Dan het ons by, en 'n belangrike ding, Colin, wat jy gesê het, is bly bid. Is bly bid. Dis die beste ding wat ons kan doen vir ons regering, vir ons omstandighede, is bly bid. Dan het Gerbrand gepraat oor finansies, oor rentmeesterskap, en het gepraat van liefde, vertroue, geloof, gehoorsaamheid, en dan die moeilike een, die aanvaarding. Want 'n ou dink so, veral as 'n ou teks soos daai lees, van ek het gekom om julle 'n lewe te gee en dit in oorvloed. Dan kom jy terug by wat Ruben gesê het, dit is maklik om te bid en hierdie dinge te doen en te sê, Here, waar is my voordeel in hierdie? En dis iets wat die Here in my geopenbaar het toe ons vanoggend hier so 'n bietjie gebid het. Is dit ek gebid, Here, dis goed om te wag. En Here, dis goed om te sing dat verlossing kom net van U af. Maar wanneer? Hoe lank moet ek wag? En as jy Psalms lees, daar wat dit baie op het uitgekom, ek gesê, Here, hoe lank moet ek wag? En dan dink ek, Here, moet ek wag tot, hoe lank moet ek wag? Solank soos dit nodig is, my kind. Totdat ek weer kom. Here, maar as U nou kom en my kom haal, dan wat nou van al hierdie goed tussenin? Al hierdie goed wat ek graag wou gehad, wat van al die goed tussenin? Ja, en ek sien 'n paar glimlagte. Die Here is nie gepla oor jou comfort nie. Hy's gepla oor jou hart. So die antwoord van die Here gaan wees is, so what? Al hierdie goed tussenin. Is jy getrou en is jou hart by my? Soos God se tyd. Ons moet berus daarby. Gerben het ook gepraat van die aanvaarding gedeelte. Wat is die kondisie van my hart? Hoe ontferm ons onsself oor mense rondom ons wat dit nodig het? So ek sê vir julle dankie vir die lekker tyd, vir die geleentheid. Ek sommer afsluit. OK, Ruben gaan afsluit vir ons. So dankie vir die tyd. Dankie vir elke spreker. Kan ons 'n hande klap kry vir elke spreker volgende? Ek dink vanoggend was regtig kosbaar geweest. Dankie vir almal wat deel was van dit. Dankie vir almal wat hier was. Daar's net 'n laaste gedagte wat ek net by almal wil los. Maar eintlik nou net voor ek dit sê, dit is ook nou wat vanoggend vir ons gegee het, is ons het nou bietjie ABBA in die kerk ook gespeel. So ek weet van 'n pastoor wat eendag by sy band gekom het en vir hulle gesê het, nee, aan die einde van die sing wil hy net 'n liedjie speel. En toe speel hy Highway to Hell van AC/DC. En toe gebruik hy dit in sy preek. En toe kom 'n ou tot geloof daar, want toe kom hy na die tyd na die pastoor toe sê hy vir hom, ek het vandag besef, dit is waar ek is. Ek is op 'n pad hel toe. En waaragtig waar, toe gebruik die Here ook dit as 'n geleentheid. So die feit dat ons ABBA gespeel het, ek dink die boodskap rondom dit het ook daar mooi deurgekom. So dankie vir dit, oom Gerbrand.